Welkom by die luistermeditasies tydens lydenstyd. Vandag is Dinsdag, 17 Maart. En ons skrifgedeelte vandag is die bekende Psalm 23 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit na 'n oomblik van stilte, 'n oomblik van rus, 'n oomblik van dieper luister, van minder probeer, 'n oomblik van bloot in die teenwoordigheid van die Here wees. Ons God, ons herder. Die eerste vers van T.T. Kloete se beruiming van Psalm 23 rig ook hierdie oomblik van stilte. My Heer, my herder, laat my niks ontbreek nie. Daar waar dit groen in oorvloed is, daar mag ek wei. Hy sorg vir my, laat my nooit in die steek nie. Na waters van die rus word ek deur hom gelei. Hy lei my altyd op die regte weë, terwille van sy naam volg ek gedooie. Amen. Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in die lengte van dae. Die Here is my herder, nie 'n bestuurder van my lewe nie, nie 'n verre heerser nie, maar 'n herder. Die een wat saam stap, een wat lei, een wat wag selfs vir die stadigste skaap. Ek kom niks kort nie, nie omdat alles oorvloedig is nie, maar omdat iemand my ken, iemand my naam roep, iemand my pad vooruit sien. Daar is groen weivelde, daar is water wat rus bring, daar is dae waar die wêreld sagter voel, en waar die siel weer kan rus en asem kry. Maar Psalm 23 is eerlik genoeg om ook die donker te noem. Selfs al gaan ek deur 'n diep vallei, daar waar skadu's is, en rigting soms te mekaar raak, is die belofte nie dat die vallei verdwyn nie. Die belofte is, U is by my. 'n Staf, 'n kierie, tekens dat iemand saamstap. En dan onverwags verander die beeld. 'n Tafel word gedek. Selfs terwyl vyandskap nog bestaan. Selfs terwyl die wêreld nie perfek is nie. God gee nie net oorlewing nie, maar gasvryheid. 'n Plek aan tafel. 'n Beker wat oorloop. En die laaste woord van die Psalm is nie vrees nie. Dit is huis. Ek sal woon in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Waar in jou lewe verlang jy tans na die sorg van hierdie herder waarvan ons in Psalm 23 lees? Dink bidtend hieroor na.
Beleef jy dalk dat jy op hierdie stadium in 'n vallei is? Dat jy iets beleef van die donker dieptes? Dink hieroor na en praat ook eerlik met God hieroor in gebed. Lees gerus weer hierdie psalm deur en staan dalk stil by die beeld of twee wat vandag spesifiek met jou praat. Waar sien jy dalk reeds tekens dat God saam met jou stap? Wat sou dit beteken om vandag weer te vertrou dat jy niks kort kom nie? Dink hieroor na, terwyl jy iets van hierdie psalm en hierdie belofte weer beleef. Kom ons bid saam. Here, my herder, lei my na rus wanneer ek moeg is. Bly by my wanneer die pad donker word. En herinner my dat ek altyd 'n plek het in die huis. Amen.